In die nuus vanaand, terwyl Meidag wêreldwyd gevier is, sê Suid-Afrikaanse vakbonde daar's niks vir werkers om te vier nie. Die voertuig waarin die 3 afgestorwe polisiebeamptes van Bloemfontein gereis het, is uit die Henopsrivier in Centurion gehaal. En die Blitsbokke wil die 2025 seisoen op 'n hoë noot afsluit. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Die ANC-president Cyril Ramaphosa het oproepe verwerp dat die minister van Finansies, Enoch Godongwana, moet bedank oor die begrotingskrisis. Hy het by 'n werkersdag byeenkoms op Middelburg in Mpumalanga gesê, verskille oor die begroting is niks nuuts nie en dat dit selfs in ontwikkelde lande voorkom. Die ANC-president het werkersdag saam met sy party se alliansievennote gevier. Hy sê waardevolle lesse is geleer tydens die sage oor die begroting en die BTW-verhoging wat reeds in Februarie begin het. Die minister van Finansies sal oor 3 weke sy 3de begroting ter tafel lê. It should be on all of us to say what lessons are we learning from this and what is it that we can do that we can strengthen, learn from the budgetary process. Werkersdag op 1 Mei word toegewy aan die lot en uitdagings van werkers wêreldwyd. Ramaphosa sê die ANC het baie bereik binne die regering van nasionale eenheid. Even as we are in a government of national unity, we were able to make sure ukuthi the wishes of our people are fulfilled, be it the Bela Act, be it the Expropriation Act, all that has happened because of you. Die ANC-president het ook gereageer op die DA se besluit om die regering hof toe te sleep oor die wet op gelyke indiensneming. What we are seeking to do is to transform our country and to ensure that what apartheid bequeathed us is something that we correct. So the Employment Equity Act is aimed at doing that. Down with VAT, down. Forward with the NHI, forward. Forward with the implementation of Bela Act, forward. Down with the GNU, down. Verskeie vakbonde het nie vanjaar werkersdag gevier of herdenk nie. Van die vakbonde het tydens hul byeenkomste ontevredenheid oor werkloosheid en arbeidswetgewing te kenne gegee. Die vakverbond SAFTU het na die kantore van die Departement van Indiensneming en Arbeid in Johannesburg opgeruk, terwyl ongelykheid by Kusatu se saamtrek in die Wes-Kaap uitgelig is. SAFTU-lede is veral ontevrede met voorgestelde arbeidswetgewing wat wysigings insluit vir die wet op arbeidsverhoudinge, die wet op basiese diensvoorwaardes en die wet op minimumlone. SAFTU-lede het in Beyersnodeplein in Johannesburg byeengekom, waarna hulle na die departement se kantore beweeg het. We are celebrating when unemployment rate in our country is now sitting at 42%, with 40% of black women unemployed, with 60 young people unemployed. Die vakbond Kusatu se Wes-Kaapse sekretaris Melvin de Bruin het werkersdagvieringe gebruik om die groeiende gaping van ongelykhede en die hoë werkloosheidskoers uit te lig. Hy betreur ook die uitbuiting van werkers by werkplekke soos inwelsentrums. If you look at the Western Cape per se, we got close to 100,000 call center employees. Those workers are denied the rights that they are enshrined in our labor laws. We are saying at COSATU we should do more going forward to ensure that we put pressure on these call center companies to give to ensure that people get the rights that are in the LRA, in the BCA, in the Employment Act, and also to ensure that those people get paid and the hours of work that should be regulated as well. We need to do this as well. Die vakverbond FEDUSA is veral bekommerd oor werkloosheid. Die vakbond se president, Godfrey Selimatsela, sê die land is op die drempel om meer werksverliese aan te teken as landsburgers wat werk kry of werk het. We want more jobs in the country, but unfortunately the current moment
the trend is a different one in such that people are losing their work, especially in the mines. And you know, as a matter of principle, that just not long, the Minister of Finance has indicated that there will be shedding jobs of about 30,000 public servants. Fedusa het die ommekeer van die BTW-verhoging verwelkom. Werknemers reg oor die wêreld het Meidag op verskeie wyse gevier. Suid-Koreaanse werknemers het in die hoofstad Seoul byeengekom as deel van 'n beweging om vakbondregte en maatskaplike hervorming te eis. In Turkye was die vakansiedag minder vreedsaam waargeneem met polisiebeamptes wat met betogende werkers in Istanbul koppe gestamp het. Die polisie het sommige betogers aangehou en in busse weggeneem. Daar was ook verzetoptredes vir hoër lone in Griekeland. Duisende werkers van verskeie vakbonde in Argentinië het in Buenos Aires betoog teen die verarming van werknemers en het geëis vir loononderhandelinge om te begin. Internasionale Meidag word ook herdenk te midde van hoë spanning in die globale ekonomie. We have significantly downgraded our projections for global growth. Major trade policy shifts have spiked uncertainty off the charts, accompanied by tighter financial conditions and higher market volatility. Simply put, the world economy is facing a new and major test. And it faces it with policy buffers depleted by the shocks of recent years. Werkers van oor die wêreld het die dag gebruik om hulle ontevredenheid oor lae lone uit te spreek terwyl lewenskoste hoog bly en die pryse van basiese goedere voortdurend toeneem. Van hulle eise sluit in salarisverhogings, kollektiewe bedingingsooreenkomstes en 'n laer belastingdrempel. Vissersgemeenskappe van Houtbaai in die Kaapse Skiereiland sê Werkersdag is net nog 'n dag op die kalender. Verskeie generasies wat onder meer teen Hangberg woon, maak 'n bestaan uit die see. Maar 'n aantal kwessies maak sake elke jaar moeiliker. Belangegroepe het met die Ministerie van Bosbou, Visserye en die Omgewing vergader as deel van 'n 2 week lange gespreksvoeringsgeleentheid by hawens. Dit is deel van pogings om ekonomieë by hawens weer op dreef te kry. Die minister, Dion George, sê die 12 toegewyde vissershawens is belangrike ekonomiese sones, maar die areas, insluitend Houtbaai, het byna heeltemal tot niet gegaan. George sê, hy weet wat die kwessies is op papier, maar wou eerstehands van die gemeenskappe hoor wat gedoen behoort te word. What I want to do is to set up forums in each of the harbours, because they're all different, to talk to people to say, how can we work together to breathe life to the economy at the harbour? Because these are nodes for development and we all know that our economy is not growing. So how do we work together to make things better? Daar is planne om die zones op te gradeer en vir gemeenskappe geleenthede te bied, soos onder meer aquakultuur, om te verhoed dat daar op ander maniere 'n inkomste verdien word. Geef vir ons ook commercial regte. Laat ons ook sulke boats vir ons kan bou. Van ons is 'n commercial regte net, dan kan ons sulke boats own. Nou op die oomblik own ons geen boats sien. Maar ons het 'n company, 'n small scale company met 'n bietjie regtetjies in, maar die regte is nie viable nie. Want jy kan nie gaan visvang op sulke groot bote met die regte nie. Jy moet hier langs die klippe gaan, of jy moet 'n klein skiebootjie ingaan. Verkeerd. Ons gaan nooit grow nie. Hoe gaan ons se youths kan deel maak van die proses as ons nie kan grow nie? Inwoners wat vir geslagte 'n lewe uit die see maak, het veral hulle kommer oor viskwotas en regte geopper. Baie min van diegene wat hierdie regte het, geniet die voordele wat dit kan inhou. Ons is inheemse mense, ons weet hoe om handel te dryf, maar ons word hier die kans gegee om handel te dryf. Ons word hier ge-empower om business te maak. Want as ek by die bank instap, ons kan sien dat sy te raadpleeg en dan is dit maar net, ons kan nie befondsing kry van die government nie. Want het is aan mekaar net 'n storie van dit en dit in die red tape. Ek is al so dik van die red tape. George het beloof om terugvoering aan al die gemeenskappe te gee
as deel van 'n projek in samewerking met ander departemente, veral infrastruktuur en ontwikkeling. Mariska Botha, SAIK nuus, Houtbaai in die Wes-Kaap. Die laaste stuk van die legkaart in die saak rakende 3 Vrystaatse polisiebeamptes wat verlede week verdwyn het, is gevind. Die polisie se soek- en reddingseenheid het daarin geslaag om die wrak van die Volkswagen Polo, waarin die 3 beamptes gereis het, uit die Henopsrivier in Centurion te haal. Konstabels Boipelo Senoge, Trebekulu Linda en Kiamogetswe Buys se liggame is eergister in die rivier gevind. Hulle het verlede Woensdag vermis geraak. Hulle was van Bloemfontein na Limpopo onderweg waar hulle ontplooi sou word. Die polisie het bevestig dat die motor se onderstelnommer ooreenstem met die van die Polo wat verlede week deur 'n veiligheidsversperring op die N1 snelweg gejaag het en in die rivier beland het. 'n Wit handsak met items soos 'n batterylaaier, swart beursie, bestuurderslisensie en ID-dokument, asook 'n dienshandboek is ook uit die rivier gehaal. 'n Ondersoek sal nou onmiddellik begin om te bepaal wat tot die ongeluk in die vroeë ure van verlede donderdagoggend kon gelei het. We are going to undertake an investigation of the car so that we can come to a conclusion as to what exactly happened. But from I think the look of eyes when you can see that the car looks like it capsized first before it impacted on the wall, including the barrier on the side, and then eventually went into the water. Die gebruik van tegnologie, insluitend hommeltuie en gemonteerde kameras naby die brug, is ingespan om te help met die soektog. Tydens die soektog is daar ook op 2 ander lyke in die rivier afgekom wat volgens die polisie nie verwant is aan die konstabels se dood nie. Die stigting van 'n kommissie wat ondersoek moet instel na die vertraging in die vervolging van apartheidsmisdade word verwelkom. Dit en ander nuus net hierna. Die moontlikheid van politieke inmenging in die werk van die nasionale vervolgingsgesag moet die fokus wees van die ondersoek na die vertraging in die vervolging van apartheidsmisdade. Dit is volgens die gewese kommissaris van die Waarheids- en Versoeningskommissie, advokaat Dumisani Sebeza. Hy het gereageer op president Ramaphosa se aankondiging gister dat 'n geregtelike kommissie van ondersoek aangestel is om te bepaal of die ondersoeke wat deur die WVK na die NVG verwys is, opsetlik vertraag is. Die families van slagoffers van apartheidsmisdade sê hulle is verlig oor die aanstelling van die kommissie om sekerheid te kry oor wat die proses belemmer om geregtigheid te kry vir die wandade wat deur die apartheidsregering gepleeg is. Die gewese WVK-kommissaris het sy verbasing oor die aanstelling van die kommissie uitgespreek en Sebeza het reeds in 2019 in 'n verslag aanbeveel dat so 'n kommissie aangestel word. There needs to be a focus. This must not be a generalized commission of inquiry. The commission of inquiry should seek to establish one thing and one thing only, and that is if it is so that there was political interference with the work of the NPA. Now, that is the issue. Die aankondiging van die president kom te midde van hernieude druk van die slagoffers se families wat steeds nie antwoorde het oor wat presies met hulle geliefdes gebeur het nie. Vroeër vanjaar het 25 families van slagoffers en mense wat apartheidsmisdade oorleef het, 'n aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien teen Ramaphosa en sy regering. Hulle eis skadevergoeding vir wat hulle noem die regering se grove nalatigheid om die apartheidsmisdade behoorlik te ondersoek en die skuldiges te vervolg na die WVK-proses. Dit sluit die families van die sogenaamde Cradock 4 in. I am told, reliably told, that all known or named perpetrators in that matter have since died. And that's unfortunate, because there doesn't seem to be any response to the question, why were those prosecutions not followed through? In 'n verklaring sê die presidentsie beweringe van onbehoorlike beïnvloeding in die ondersoek en vervolging van apartheidsmisdade doen reeds geruime tyd die ronde en dat hy hoop dat die ondersoek afsluiting vir die familie sal bring. Die naam van die voorsitter van die kommissie sal binnekort bekend gemaak word.
Om ekonomiese groei, werkskeping en skoon energie te verseker, sal Suid-Afrika noodgedwonge sy kernkragprogram moet uitbrei. So sê die minister van elektrisiteit, Dr. Gosienso Ramogopa. Die minister het by die G20 se werkgroepvergadering oor energieoorgang gesê, kernkrag gaan 'n groot deel vorm van die basislading van energie in Suid-Afrika. Ramogopa sê werkskepping en kragsekerheid is onlosmaakbaar deel van mekaar. We have an ambition of participating in the nuclear fuel cycle. I'm talking about the mining, fabrication, enrichment, and all of that, so that we're able to increase the share of nuclear as a contribution to our GDP growth. Hy het 'n lys van redes gegee waarom Suid-Afrika in die volle kernsiklus moet belê. I think it's important that we need to have an appreciation that the world suddenly has come to this reality. So if you like, it's a new realism, an appreciation that nuclear is part of the mix, and with the advancement in technology, a bit more agile, can be duplicated, or if you like, we're able to scale it up, and it can be deployed anywhere in the world. Hy het beklemtoon waarom dit belangrik is om vertroue in die land se kernkragprogram te herstel. The conversation in the country is soiled by the track record in relation to the nuclear build program that we abandoned some time back. And the issue has never been about the science and the engineering that underpins the technology. The issue has always been around the administrative process, the procurement, and the public participation. Hy het egter toegegee dat dit nog nie seker is hoe die kernkragprogram finansier gaan word nie. Eybre Babie, SAIK nuus, Kaapstad. Die 44 Ethiopiërs wat uit 'n huis in Pakmo, Johannesburg gered is blykbaar die land binnegebring deur 'n netwerk Ethiopiese mensesmokkelaars wat in Suid-Afrika woon. Die polisie sê dit blyk dat die mans aangehou is vir 'n losprys wat wissel van tussen R30.000 en R50.000 per persoon. 4 van die Ethiopiërs is minderjarig. Die polisie het op die huis toegeslaan nadat hulle klagte ontvang het oor vreemde geluide vanuit die huis. Altesaam 17 mans is in een kamer gevind en 27 in 'n ander vertrek. Krag is steeds af in sommige dele van Braamfontein in Johannesburg nadat 'n brand in een van die tonnels langs die dubbeldekker hoofweg uitgebreek het. Voorlopige ondersoeke dui daarop dat die brand moontlik deur nog 'n voorval van kabeldiefstal en vandalisme in die gebied veroorsaak is. 2 bane op die M1 Suid hoofweg sal vir die volgende 2 weke gesluit wees. Die MK-party het wijk 18 in die Mandeni plaaslike munisipaliteit aan die KwaZulu-Natalse Noordkus gewen. Die party het onlangs 'n wijk van die Demokratiese Alliansie in die eThekwini Metro in Durban weggeneem. MKP het 813 stemme gekry, die IFP 575 en die ANC 533. Woensdag se tussenverkiesing is deur 'n voorval met 'n stemapparaat ontsier. Dit het gelei tot die afdanking van 'n voorsittende beampte by een van die 3 stemlokale. 4 bewaarders van die Goodwood Korrektiewe Sentrum in Kaapstad is geskort hangende 'n ondersoek na die dood van 'n gevangene. Quentin Fortuin is op 16 Februarie vanjaar dood na 'n bakleierery met 'n beampte. Fortuin het gesterf van beserings wat toegedien is met 'n stomp voorwerp. Die departement van korrektiewe dienste sê die 4 beamptes is geskort hangende die uitslag van 'n interne en polisie ondersoek. Fortuin het glo een van die korrektiewe beamptes erg aangerand met 'n handgemaakte skerp voorwerp. Hy was onder meer verhoor afwagtend vir 'n 3voudige moord. En dit blyk asof Oekraïne se vasberadenheid vrugte afgewerp het met betrekking tot 'n minerale ooreenkoms met die VSA. Van die uitkomste vir Oekraïne is dat die wins van toekomstige verkope van minerale en energiereserwes gedeel gaan word. 'n Gesamentlike beleggingsfonds sal vir toekomstige militêre bystand van die VSA betaal. Dit sal ook gebruik word om Oekraïne na die oorlog te herbou.
Oekraïne hoef ook nie die $350 miljard oorlogshulp aan die VSA terug te betaal nie. Die VSA het nou ook 'n meer aggressiewe toon ten opsigte van Rusland se aandeel in die konflik. Coco Gauff bespreek haar plek in die Madrid Ope eindstryd en die Blitsbokke hoop om die seisoen op 'n hoë noot af te sluit. Bly by ons. Die Suid-Afrikaanse man 7 span wil sy relatiewe teleurstellende internasionale seisoen red deur die naweek se wêreldkampioenskapstoernooi in Los Angeles te wen. Die 2025 seisoen eindig die naweek met die voorste 8 spanne van die afgehandelde wêreldreeks wat sake gaan uitspook vir die kampioenskapskroon. Die Blitsbokke het 4de in die wêreldreeks van 6 toernooie geëindig, maar dit was teenstrydig met die hoë standaarde wat die span vir homself stel en wat ondersteuners aangewoond is. Die hoogtepunte was 'n oorwinning in Kaapstad en 'n eindstryd in Vancouver, maar die res was teleurstellend. Ronald Brown is terug in die span na 'n besering en hy sê ofskoon die toernooi 'n ander konsep is, benader die span dit dieselfde as die ander. Ons doen dit presies dieselfde, ons vat dit as 'n World Series tournament en ons berei presies dieselfde voor. Ons wil dit as 'n eens-of toernooi vat want soms sit dit bietjie druk op die ouens, so ons doen dit nog steeds soos normaal as 'n World Series tournament. Ons is baie bekend met die weer in LA, so ons treat dit as 'n World Series tournament. Mfundo Ndlovu is ook terug na 'n besering en hy voel die span is desperaat om te wys waartoe hy werklik in staat is. I mean, it's a big opportunity for the whole team just to come out here and to just finish the season strong. Obviously, we didn't finish where we wanted to finish, but this is a chance to actually finish where we want to finish and finish on the level that we know that we can play. Die Los Angeles Wêreldkampioenskap het 2 groepe van 4 spanne elk en die top 2 spanne sal in die halfeindronde speel. Die Blitsbokke sal teen Argentinië, Brittanje en Frankryk in sy groep speel. Harry Olivier, SAK nuus. En dis vir ons groet vanaand. Ons hoop jy die vakansiedag geniet en ons is natuurlik terug môre aand. Totsiens tot dan.